just to enter into the Holy of Holies today. What a privilege, Lord, that we have a God who loves us and who cares for us. Dankie Here vanmôre dat ons so saam kan wees in hierdie plek. Dankie dat ons vanmôre in die naam kan loof en U kan prys en U kan aanbid, Here. U is die spoel waar ons lewe draai, U is die asemtuig wat ek neem. U is vanmôre my alles, Here. There's no one like You. No one can touch my heart like You do, Lord. You are the center of my being. Ek wil bid vanmôre, Here, dat U hierdie plek sal beweeg op 'n besondere wyse by elkeen van ons kom stil. Maar Here, ons gaan ons vanmôre van aangesig verskil ons vanmôre van behoefte, Here. Elkeen het sy eie struggle, elkeen het sy eie goeies waarmee ons stoei, Here. Maar U ken alles, U weet alles. U ken ons hartsbegeertes, U ken vanmôre ons gedagtes van ver af, Here. Want waar sal ons gaan van God af? Gaan ons by berge, dan is U daar. Gaan ons in die see in, dan is U daar ook, Here. En U is vanmôre in hierdie plek, Here, om by mense te kom stilstaan. Dankie vanmôre vir die kosbare, tasbare teenwoordigheid in hierdie plek, Here. En dankie dat ons vanmôre asem het om U te kan loof en U te kan prys. Because it's all about You, Lord. It's not about us, it's only about You. We are here, Lord, just to worship You, to praise You, and to honor You as the God of all gods. As the lily of the valley, the bright morning star, the rose of Sharon, You are our King of kings. You are my Savior, and we love You so much, Lord. Ek wil vra vanmôre, Here, dat U ons vanmôre vir 'n oomblik uit ons gedagtes U sal vat, Here, en U teenwoordigheid sal invat. Dat niemand hier sal uitstap soos wat hulle ingekom het nie, Here. As daar vanmôre mense is wat vermoeid en belas hier gekom het, dat U vanmôre hulle laste sal wegvat. As mense hier gekom het met krankheid in hulle liggaam, Here, dat U vanmôre sal genesing bring in die kosbare naam van Jesus. Mense wat struggles het vanmôre, Here, finansieel, materieel, emosioneel, geestelik, Here, maak nie saak wat, Here, U ken dit alles, U weet dit alles. En ek vra dat by elkeen van ons sal stilstaan vanmôre, van die oudste tot by die jongste vanmôre. Lord, that every one of us will have an encounter with God. The same kind of encounter, Lord, that Jacob had with You is what we desire for us today, Lord. Is to have an encounter with You today, Lord. Just be exalted in this place. Ja, ek bid ook vanmôre vir elkeen wat vanmôre offerandes en tiendes gee, dat U sal seën. Dankie vir elkeen wat so gereeld gee. Ek bid dat die sluise van die hemel op elkeen sal optrek, Here. U woord sê, Here, kyk of ek die vensters van die hemel op vir jou sal oopmaak. En ek bid vanmôre dat U die vensters van die hemel op mense sal oopmaak en hierdie kosbare jaar wat U vir ons gee, Here. The year of Your presence. Ons vra al die dinge in die kosbare naam van Jesus en ons dankie daarvoor. Amen, amen. Here, waar jy sit, wie is verkom dat jou hand net so opsteek. En sê dit vanmôre, Lord, take me out of my mind into Your presence. It's not about me, Lord. It's only about You. Ons vergeet vir 'n oomblik van wat buitekant aangaan. Jy kan in elk geval nou niks op hulle doen nie. Is dit nie so nie? Jy kan nou niks doen oor al die goed om in jou bekommer nie. So kom ons los dit vanmôre op die voete van die Here. Ons gaan lekker loof en prys in die naam van die Here eer. En ons gaan die mag van die oggend ons offerandes en tiendes. Ek wil net sê baie dankie vir elkeen wat so getrou met hulle offerandes en tiendes is. Mag die Here werklik waar die baie lekker seën ons as 'n sin waardeer dit verskriklik baie. Mag die Here seën. Kom ons staan. Dan sing ons lekker saam hier van die naam van die Here. I'm gonna fall down on my knees and thank the Lord. I wanna thank
We know I'm grateful for what He has done for me. Oh, I'm grateful. You know I praise the Lord. I praise the Lord. I praise the Lord. Give me a little praise. I'm going to rescue my soul.
Redeemer. Oh, yes, it is. My Redeemer. Oh, yes, My Redeemer. Oh, yes, it is. My Redeemer. My Redeemer. Oh, Here, alles is mooi in die plek, jy verstaan nie. Wat jy nou voel hier, jy verstaan nie wat die handen van nie. The Holy Spirit makes us soft again. Die Heerse Gees maak ons sacht vanmorgen. Het maak ons sacht wie ons is vanmorgen nie. As jy kan huil voor God en jy staan vir enige mens. I
beside you. Righteous ruler of the earth, nations will bow and bow down. Name of all names, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, 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 and my heart we bow before your throne. All the earth is God, and crowns before the hand of God, and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things, you deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you. You deserve glory. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things, you deserve glory. You worthy of it all. You are worthy of it all. From the world to you, you deserve glory. You worthy of it all. You worthy of it all.
just want to praise you. Lift my hands. I love you. You are everything to me. And I just want to praise you. And I just want to praise you. And say, I love you. You are everything to me. And I exalt you. I exalt you. I exalt you. I exalt you. Oh, I exalt you. I exalt you. Oh,
voorreg vanmôre om in hierdie plek te kan wees, Here. Om vanmôre met ligte wat brand en deure en vensters wat oop is, U naam te kan groot maak in vryheid, Here. Dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, dat waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, van die begin van die diens af, Here, ervaar ons die tasbare teenwoordigheid van God. En ons dank U vanmôre, Here, dat U in hierdie plek is. Ek verklaar vanmôre my totale afhanklikheid van die Gees. Ek vra dat die salwende krag van God se Heilige Gees vanmôre deur my sal spreek, Here, en dat ek vanmôre net sal sê dit wat U op my hart sit en deur my lippe spreek. Ek vra dat U vanmôre ore sal gee wat luister en harte wat sal inneem, Here, dit wat U vanmôre wil sê. Lord, there's nothing like the presence of God. That's all what we want. That's all we desire. That's all we need is the presence of the Almighty God. And thank you for your presence in this place. Amen en amen en amen. Dankie. Baie dankie aan ons musikante. Môre mense, ek kan maar seker op 'n ligter noot sê, oupas en oumas, welkom. Boeties en sissies se geloof, welkom. Maar ek het 'n vermoere getuienis wat ek moet bring. Ek en Shamaine staan laas Sondag staan ons daar buite by die deur. Sy sê vir my, sy weet nie waaroor gaan Tony preek nie, maar sy het naaste by 'n idee waaroor dit gaan. Ek sê van ja, ek het ook maar 'n storie wat ek wil vertel. En ek vertel aan my storie daar buitekant. Sy sê kom ons kyk wat gebeur. En jy weet, in die Bybelse tyd het hulle gesê, julle ontvang nie my profete nie, my profete word doodgemaak. Maar as ek vir julle kan sê, die man is 'n profeet van God, uit en uit. Jy weet, ek het lankal terug, dit praat van 15 jaar, het ek 'n droom gehad. Ek staan agter op die podium daar en die Here se Gees sê vir my, sien jy hierdie mense, 3000 mense in hierdie plek. Hy profeteer, my tentpenne sal uitgereik word, groter gemaak word. Yes. En ek wil net vir hom sê, ek staan op sy woord. Yes. Want praat hy waar. Ons het 'n tannie lankal terug, ek moet net my storie agter mekaar kry. Sy ou tannie saam met ons in die kerk hierso. Ek neem aan, sy tannie Hetty, sy's in Janine blykbaar. Sy het vir ons gesê, die mense gaan staan en kyk by die vensters, wat hier aangaan, en hulle sal nie kan deel hê daarin nie. En jy weet, ek kry die droom, dit was na die kerk toe gemaak het, kry ek die droom eendag. En hy het gesê, as ek die woorde kan nou reg onthou, gesê die mense wat hom haat en wat hom uitsoek uit die gemeente uit. Dis lankal se mense al. En ek sien daai spesifieke mense wat hom uit wil hê en wat hom probeer doodmaak uit geestelik. Sien ek die mense staan teen die muur. En ek vra vir die mense nou, wat maak julle hier? Hulle sê ek wil net die woord kom hoor. Die ware woord wil ek kom hoor. En ek sê maar julle hoort nie hier nie. Hulle sê nee, al staan ons buitekant. Ek wil nog die woord hoor. En mense, ek wil vir julle een ding sê. Laas Sondag se tasbare gevoel wat ons gehad het hier. Die Gees van die Here sê vir my, julle sal party daar nie by daai deur instap sonder om in te kruip nie. Sê die mense sê julle uitdra net in my teenwoordigheid. En ek kom agter, revival is hier. Yes. Nog voor ons kan dink het dit klaar begin gebeur. En dis al wat ek wil julle sê, revival is hier mense. Eerste stap wat van ons kant af moet kom. First step you have to take to bring revival. Baie dankie Andries. Die wat die Bybel gebring het, kan dit laai na
baie bekende gedeelte in die woord van die Here wel in Lukas die 19de hoofstuk. Vir Annelie en haar moeder sê baie welkom saam met ons. Mag die Here julle seën. Mag julle vanmôre die aanraking van God ervaar terwyl julle leef. Terwyl ek in die week met God besig is, en dit sluit aan by wat Andries nou gesê het en te bevestig wat hy sê. Seker bykans 22 jaar terug maak die Here my een nag wakker en die Here sê vir my dat hier gaan herlewing in Naboomspruit kom. Daai stadium toe wys die Here my verskillende dinge wat gaan gebeur en ek sal nooit vergeet hoe die Here my gewys het dat wanneer mense sal by die deur instap, Andries, en hulle sal nie kan staan op hulle voete nie. Daai Sondag toe ek die visioen met die mense deel, toe wys die Here vir Shirley Botha, sy's nou sy bly nou in Pretoria, sy kom staan en sy die Here wys vir haar die water uit hierdie fontein uitloop en begin oorstroom en deur die kerk vloei en by die deur uitvloei en die hele dorp vul. En die Here sê dis die herlewing wat kom. Ek glo in my hele hart dat hierdie jaar is die jaar van herlewing. Nie net in ons gemeente of in ons dorp nie, reg oor die wêreld heen gaan ons hierdie jaar herlewing sien soos wat ons nog nooit gesien het nie. Herlewing beleef wat hierdie wêreld nog nooit beleef het nie. Dit wat op Pinksterdag gebeur het, gaan 'n druppeltjie in die emmer wees teen dit wat God gaan kom doen in die laaste dae. The latter rain is starting to fall. Because this is the year of the tangible presence of God. People's going to experience the presence of God like never before. Mense wat jy nooit gedink het dalk gaan die teenwoordigheid van God ervaar het nie, want ons is ons baie maklik om te oordeel en vingers te wys en just a cover, book by its cover. Maar mense gaan God ervaar hierdie jaar soos nog nooit van tevore nie. Sy teenwoordigheid gaan nie, ek het verlede week gesê, gaan nie meer 'n tydelike iets wees nie, dit gaan permanent wees. A permanent presence of God. So ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here Jesus, maak jouself reg. Buckle up. Because we are taking off. As jy dit glo, steek dit jou hand so. I'm going to speak to you today about preparation for hosting the presence. Jy sien, baie mense wil alles in 'n kit sê. Mense wil alles sommer net verniet hê. Mense soek die teenwoordigheid van die Here, maar maak dit baie keer af as iets goedkoops. Mense sal baie keer die teenwoordigheid van God ligtelik opneem. But I want to tell you today, there's nothing like the presence of God. Nothing can compare to the presence of God. And in the presence of God, there's no lack of anything. And that's where we strive for. That's our desire, is to have the presence of God. En ja, weet jy wat? Die vyand gaan alles in sy vermoë doen om jou kop besig te hou. Hierdie ding. Want as hy jou kop besig hou met allerlei goedjies, gaan jy nie in die teenwoordigheid van God kan kom nie. En ag, ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie net jy, ek sê vir iemand in hierdie plek, dis nie net jy wat deur goed gaan hierdie afgelope jaar, en die afgelope paar maande, en die afgelope paar weke nie. Ek dink ons almal gaan deur goed, maar die vyand op goed op ons gooi, heeltyd. Nes die een ding reg is, dan is die volgende ding daar. Nes daai ding reg is, dan is dit uitgesorteer, is die volgende ding daar. Wie weet waarvan praat ek vanmôre?
Man, dis asof die vyand jou heeltyd wil besig hou. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis tyd vir die kerk van die Here om vir die vyand te sê, weet jy wat, hou jou goedjies. Hou dit wat jy my weer wil besig hou mee. God sal dit anyway uitsort vir my. What I want, what I need, what I desire, what I will seek is the presence of God. Luke 8:19 verse 1. 'n baie bekende gedeelte. Ek dink almal van ons het seker al die gedeelte oor Saggeus gelees. En skielik hierdie week toe gee die Here vir my 'n revelation in hierdie gedeelte wat my mond laat oophang het. En mag die Here vanmôre dit aan jou openbaar ook en dit vir jou so gee. Ek glo dat alles wat in die Bybel geskryf is, alles wat gebeur het, gebeur met 'n doel. Daar's nie sommer net iets wat gebeur of Jesus het goeie gesê sommer net omdat hy dit niks anders gehad het om te sê nie. Lukas 19 vers 1. Then Jesus entered and walked through Jericho. There was a man there. His name was Zacchaeus, the head tax man and quite rich. He wanted desperately, sê net vir iemand naby jou, desperately, to see Jesus. But the crowd was in his way. He was a short man and couldn't see over the crowd. So he ran on ahead and climbed up in a sycamore tree so he could see Jesus when he came by. And when he came up to the place, verse 5, Jesus looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must remain in thy house. Die belangrikste van hierdie hele skrifgedeelte is die woorde van Jesus. Today I must remain in your house. What we strive for this year, and also the theme of this year, is for the words of God to come to us to say, I want to stay in your house. I want you to be a host of my presence. I think it's the most precious words that ever been spoken is when God tells us, I want to stay in your house. But the question remains today, how do I get there? Sometimes here we must have the presence of God. Ons hoor so baie. Jy moet die teenwoordigheid van God hê. Soek die teenwoordigheid van God. Maar so baie keer mis ons om net vir mense te kan sê, dis hoe jy daar kom. Wie weet waarvan praat ek? There's a preparation stadium that we must go through. There's some things that we must do to get to the place where God tells you, I want to stay with you. My ouer pa het altyd gesê, jy moet altyd 'n lieflike geur agterlaat. As mense by jou in die huis gekom het en hulle klim in hulle kar en moet hulle vir mekaar sê, Jesus, ek wil weer hier kom kuier. Jy kry mense wat jy by was, as jy, ja, ek dink nie gaan ooit weer kom nie. Wat gebeur mos nou nie hierso nie. Jy sien, dit gaan oor daai lieflike geur wat ek afgee, wat mense trek. En op die einde van die dag, kerk van die Here, moet ek en jy as kinders van God op 'n plek wees wat God vir my kan sê en vir jou kan sê, ek wil graag by jou in jou huis wees. Ons almal ken hierdie verhaal van Saggeus. Hy was 'n tax collector. Wie hou van die taxman? Definitief nie ek nie. Maar ons sal nie baie daaroor praat vanmôre nie. Hierdie Saggeus was 'n gesiene man. Almal het hom geken.
As hy geloop het in die dorp in Jerigo, het almal hom geken. Almal het geweet dis Saggeus. Ek wil my verstout om te sê, ek dink hulle het partykeer maar draaie om hom geloop. Want hulle wou nie naby hom kom nie, net in case. Want as jy gaan kyk in die geskiedenis, ek het so 'n bietjie gaan naslaan in die geskiedenis wys hy was eintlik 'n mislike mens. Verskoon my kanseltaal vanmôre. Hy was 'n nors ou gewees. Hy was 'n kort mannetjie. Nou jy kry vandag nog daar sulke kort mannetjie sindroom mense. Ek dink hy het so kort mannetjie sindroom gehad. So almal wat naby hom gekom het, het hy gegou. As jy vir hom iets gesê het, het jy jou teruggehap. Want hy wou in beheer wees. Daarom het hy 'n tax collector geword. So ek dink hierdie man was nie die aangenaamste man om mee naby te kom nie. En alhoewel hy nie die aangenaamste ou was nie, sê die Bybel hy was welgestel. Ek dink in vandag se dae sou ons dalk gesê het hierdie ou het nie 'n tekort aan enigiets nie. Hy het bietjie geld, bietjie matzos boquereros. Jy sien ons sou gekyk het na hom om te sê, ja, hierdie ou het dit hoor. Ons sou gesê dalk as ons na hom gekyk het, hierdie ou het niks in die lewe nodig nie. Het jy al na sulke mense gekyk? Manne ry die mooiste karre, hulle gee meeste geld, bly in die mooiste huis. Dan dink jy jouself, ja, hy het seker niks nodig in die lewe nie. En ek dink Saggeus was so gewees. 'n Goeie lewe in materiële en finansiële opsigte. En tog kom die Bybel, as ons gaan kyk na hierdie skrif, die beste van alles het hy nie gehad nie. Die teenwoordigheid van Jesus. He never had the privilege to see Jesus face to face. He had all the money in the world. He could buy anything he wants. He could manipulate anybody he wants. But still, there was something inside of him that yearned for the presence of God. Jy sien, jy kry baie sulke mense in die dag wat ons in leef. Baie mense het baie. Hulle het alles wat jy materiële en finansiële kan dink, het hulle. Maar hulle is 'n klomp knorpotte. Hulle lag nooit nie. Hulle is nooit gelukkig nie. Want iewers ter binne in hulle is daar 'n leemte wat smag na iets wat hulle nie eens dalk weet nie wat dit is nie. Hierdie man het die teenwoordigheid van Jesus gemis. Ek wil jy moet oplet na iets in hierdie skrifgedeelte wat baie belangrik is omtrent Jesus se woorde. Vra dat jy myself verdra vanmôre vir 'n oomblik. En dit kom ook in die meeste van die vertalings, Engels en Afrikaans kom dit voor. Jesus sê nie vir hierdie man, hy sê nie vir hom, Saggeus, klim af, ek wil vanaand saam met jou wees nie. Hy sê, ek moet vanaand in jou huis bly. Come on, daar's 'n verskil tussen ek wil en ek moet. Iets binne in Jesus het gemaak dat hy hierdie urge gekry het. Hierdie totale drang gekry het. Dit was vir hom verskriklik want hy moet vanaand by Saggeus in die huis wees. No matter what. He said, today I must stay in your house today. Something drove Jesus to say this.
Something happened that stirred up the Spirit of Jesus. It's almost as if Jesus had a burden upon him in his heart to connect with this man, with his tangible presence, not with the presence inside where he went in the towns. He had to get to him with his tangible presence. Jy sien, Jesus kon daar tussen die skare gesê, hallo Saggeus, hoe gaan dit? Kom ek groet jou gou-gou. Nee. Nie teenwoordigheid waar hy tussen mense is nie. Jesus was gedryf gewees deur sy gees om vir hierdie man te sê, ek moet vandag in jou huis kom. Daar's sekere dinge wat gebeur het. Something caught the eye and the attention of Jesus. Sekere optrede van hierdie man het gemaak dat Jesus se aandag totaal en al van al die mense om hom weg was en op Saggeus gefokus was. Die eerste ding wat hy moes doen, en ek praat vanmôre met u oor preparation for hosting the presence of God. Who wants to host the presence of God? Steek jou hand so op. Ek praat nie vanmôre van manne en vroue wat maar net Christen is nie. Ek praat van kinders van God wat vanmôre smag en soek na die teenwoordigheid, die tasbare teenwoordigheid van God. Die eerste ding wat gebeur, vers 3, kom die Bybel en hy sê, he wanted desperately. Sê net vir iemand naby jou, desperately, to see Jesus. Hy was totaal desperaat. Maar Saggeus, jy het dan alles wat jou hart begeer. Jy het al die geld in jou lewe, jy het al die mag in jou lewe, jy het alles wat jy wil hê. Wat maak jou desperaat? I'm desperate for the presence of God. Alhoewel hy bekend was, genoeg geld en materiële dinge gehad het, hy het tekort gehad aan niks nie. Het hy iets gehad vanmôre kerk wat hom desperaat gemaak het. He needed the presence of God. He wanted the presence of God. He wanted to see Jesus face to face. Jy sien, daar's 'n verskil. Ek kan vanmôre sê, ek ken vir Chris, of ek weet van Chris. Vat nou maar 'n voorbeeld vanmôre. Jy sien, ek weet van hom, want ek het al gehoor van hom. Mense praat van hom. Maar ek ken hom, is wanneer hy my vriend geword het. Dan verstaan ek sy hart. Dan verstaan ek sy uitdrukking op sy gesig. Ek hoor sy woorde wanneer hy praat. Jy sien, daar was baie van daai skare wat geweet het van Jesus, hulle het self saam geloop. But Jesus wanted to know this man. And this man was desperate to speak to Jesus face to face. Ons praat hierdie jaar oor die jaar van hosting the presence, om God se teenwoordigheid, 'n gasheer te wees vir sy teenwoordigheid. Maar die eerste ding wat ek en jy vanmôre moet doen, kind van die Here, om te kan kom by die plek wat ek werklik maar God se stem kan hoor. God se arm om my kan ervaar, God se vibrasies van sy stem te kan ervaar in my binneste, in my hart,
moet ek vanmôre kan sê, Here, ek is so desperaat. I'm desperate. For what? For the presence of God. Hierdie desperaatheid van Saggeus was gebore uit 'n leemte in sy binneste. Dalk sit jy vanmôre hier of jy kyk dalk op Facebook vanmôre en jy het hierdie leemte in jou, man, jy het alles al probeer in jou lewe. Alles probeer om net hierdie leemte te vul. Die hoogste pieke dalk in die lewe bereik. Maar die leemte bly, because there's nothing you can do without the presence of God. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy kan die beste wees in jou werk. Maar daar's 'n limit. Hoe goed jy kan wees. But the moment when I'm hosting the presence of God, it takes me to a next level. In what I can do and what I want to do. Die werk wat jy doen elke dag, wil ek vanmôre vir jou sê, kan jy na 'n volgende vlak van jou lewe toe vat. As jy die tasbare teenwoordigheid van God het. Een van die vertalings, die 1898 Young Literary Translation van die Bybel, en dis ook een van die vertalings wat die naaste is aan die oorspronklike taal. Wanneer ons na vers 5 gaan kyk in hierdie gedeelte, dan verduidelik hy iets wat my hart getref het. En dit het my 'n revelation gegee wat vir my amazing was. Een van die eerstes. Ek lees dit vir u uit daai translation uit. Hy sê, and as Jesus came to the place, having looked up, he saw him and said to him, Zacchaeus, having hastened, come down, for today in thy house it behoveth me to remain. En ek het gaan kyk hierdie woordjie behoveth. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Maar toe ek het gaan kyk na hierdie woord, toe tref dit my binne in wat iets amazing. Want ek sien dadelik, onthou ek het nou nog gesê, die meeste vertalings sê, I must be in your house today. Maar hierdie gebruik hierdie woord, behoveth. This word means a desperate need for something. Met ander woorde, as jy hierdie skrif dan gaan lees, dan sê hy die volgende. Hy sê, come down, for today in thy house is a desperate need for my presence. Come on, is daar iemand wat hoor wat ek sê? Jy sien, nou sê Jesus nie meer vir hom net, Saggeus, ek moet vandag in jou huis wees nie. Hy sê, Saggeus, ek het opgelet, something connected with me, something struck me, there's a need, a desperate need inside of your house. That's why I want to come to your house today. A desperate need for the presence of God. Ek vra jou vanmôre wat in hierdie plek is, are you desperate enough for the presence of God? Of is daar te veel ander goed wat jou nog besig hou? Is daar nog te veel ander goed wat vir jou belangriker is? Jou man, jou vrou, jou kinders, jou rykdom, jou kar, jou huis, wat ook al dit is. Is daar ander goed wat vir jou vanmôre belangriker is? Of is jy vanmôre op 'n plek wat jy sê, Here, ek is desperaat. I'm desperately in need of your presence. I'm hungry for your presence. Lord, I'm so thirsty for your presence. I need your presence. Daar's 'n desperate behoefte in hierdie man se huis.
Ons praat baie keer van behoeftige mense. Ek het nou eendag geskryf ook op Facebook, toe ek gesê, baie keer sal mense praat van arme mense. Ons praat van behoeftige mense. Maar jy sien die armste mense is nie hy wat nie. Iemand kan vir my 'n boks kos, diesel in my kar gooi. Wat ook al die geval is vanmôre. Maar daar's een behoefte vanmôre wat net deur God, die koning van die I don't need faith. Show business vanmôre in die kerk. Ek soek nie iets om mense op te teur en om mense tevrede te hou nie. Ek soek vanmôre die teenwoordigheid van God. Hierdie kerk van ons, lighuis hoor vanmôre die woord van God, dit waarvoor hierdie kerk staan, dit waarvoor ons sal strewe in hierdie jaar met alles wat ons in ons is. We want the presence of God, the tangible presence of the Almighty God. That's what we want and nothing more. If you don't like it, sorry, then I can't give you anything. Because we need the presence of God. Because in the presence of God, there's no lack of anything. Ek soek nie, nou moet ek my woorde mooi stel, wat jy kan hoor wat ek sê. Ek soek nie wonderwerke nie. Ek soek die wonderwerker. Hallo, sê iemand wat hoor? Ek soek hom wat die wonderwerke doen. Baie mense jaag so agter wonderwerke en tekens aan dat hulle God mis. It's not about signs and wonders and miracles. It's about the presence of God. If you want anything in life, we must become desperate for the presence of God. Ek weet nie van jou vanmôre in die kerk, maar I've got a need inside of me that's chewing me up for the presence, the tangible presence of God. Hy het 'n behoefte gehad, maar nie vir dit wat hy kan hê nie. Jy sien, ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar niks vir ons meer saak maak behalwe God se teenwoordigheid nie. Ons jaag geld, ons jaag roem, ons jaag mag en al hierdie dinge. Hierdie man wys vir my in hierdie skrif. Hy het alles gehad, maar nog steeds het hy die leemte gehad. Nog steeds, alhoewel hy alles gehad het, was daar 'n behoefte gewees. Ek dink dit is verskriklik om te klou aan soveel goed wat eintlik niks beteken nie. Ek het nou eendag vir iemand gesê, dit wat ek het, is net genade. En dit word net aan my geleen. Kyk hoe ver wil hierdie man gaan. Ek wil jy moet onthou wie is hierdie man. Hy is 'n tax collector. Hy's 'n gesiene man. Hy het baie geld. Hy het baie mag en autoriteit. En nou kom hy in die 8ste vers en hy sê, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Ek dink nie hy het veel oor gehad nie. Ek sien die kerk werk mos so. Die pastoor kan oor enigiets preek, maar net nie geld preek nie. Wat gebeur nie hier nie, net op ander plekke. Net nie aan my kar vat nie, net nie aan my werk vat nie. Net nie aan my huis vat nie. Maar hierdie man kom en hy sê, Here, ek is so desperaat. You can take everything. Hy's bereid om alles weg te gee. Alles wat hy het, is hy bereid om weg te gee, om net die teenwoordigheid van Jesus te kan hê.
vra jou vanmôre kerk. Dis maklik om saam te praat. Hoor gou mooi. Dis maklik om saam te praat wanneer die pastoor praat. Dis die jaar van die teenwoordigheid van God. Dan praat ons baie maklik saam. Maar wanneer die prys betaal moet word, wanneer die opoffering moet kom, wanneer nagte deur gebid moet word, dan sal baie mense wat maar net terug staan en nie meer saam praat nie. Ek vra jou vanmôre, hoe desperaat is jy vanmôre? Jy sien hierdie man kom en hy gee nie net sy geld nie. Hy gee sy totale gesag en sy mag gee hy oor. Ja, wat sal mense in vandag se dae doen ouens enigiets om net gesag en mag te hê? Is dit nie so nie? En so baie mense wanneer hulle in 'n leiersposisie kom, dan hak sy kop uit. Dan doen hy snaakse goed want hy het die mag en die autoriteit om dit te doen. Het gesag. Hierdie man is bereid om al die gesag en al die mag en alles wat hy het op te gee. Because he's desperately in need of the presence of God. Hoe desperaat is jy vanmôre, kerk? Ek weet God praat met mense in hierdie plek vanmôre. Hy sou enigiets doen net om Jesus by hom te kon hê. Wat maak ons baie keer ons stilte tyd is so kiefietjafie. Staan gou op, lees gou 'n vinnige stuk skrifgie. Jesus is die teenwoordigheid van God. Want ons het die teenwoordigheid van God uitverkoop vir fame. Ons het die teenwoordigheid van God uitverkoop. Ons het die werking van God se gees uitverkoop. En om mense gelukkig te hou. We became people pleasers and not God pleasers. Ek wil aangaan. Luister wat sê die Bybel. Jy sien, wanneer ek desperaat is, doen ek snaakse goed. Nou, is 'n bietjie komies wat ek nou gaan sê. Die Here werk met my in prentjies. Nou sê die volgende skrif sê, and he ran ahead and climbed into the street. Nou kry ek hierdie prentjie, die man met die kort beentjies wat hy hardloop uit na die boom toe hy vra voor. Tussen die mense deur. Here nou net deurkom. Hy wil net bo voor by die boom uitkom. Jy sien, skielik maak sy image nie meer saak nie. Hierdie ou wat altyd man het met gesag geloop, met autoriteit geloop. Hy het 'n image, hy het 'n air around him. Nou kom die Bybel en hy sê, in die 4de vers, hy sê, so he ran ahead and climbed up in a sycamore tree so he could see Jesus when he came past. Jy sien, hy was bereid gewees om sy image eenkant toe te skuif. He did not hesitate or overthink, should I or shouldn't I? He didn't ask anybody's permission. He didn't ask anybody to pity him. Ons soek altyd 'n verskoning. Ons soek tog net altyd 'n bietjie pity. Pastoor, ek soek die teenwoordigheid van die Here, maar jy weet pastoor, ek het struggle maar met dit en ek struggle maar met dat en jy weet pastoor, ek is so besig, ek het nie tyd nie. Wat doen jy 2:00 in die oggend? Hy het nie vir mense gevra vir pity nie. Of vir help nie. Die Bybel sê hy ran ahead and climbed into the sycamore tree. And then something interesting happens.
He didn't just climb into any tree. Hy het nie sommer in enige boom geklim nie, wat naaste is nie. Hy het in 'n willevye boom geklim. En toe die Here my die skrif gee, toe sê die Gees van die Here vir my, gaan kyk bietjie na die simboliek van die willevye boom. The things it symbolizes. En ek het amper op my rug geval. In the first place, it symbolizes spiritual transformation. Come on. Hierdie boom wat hy klim, was nie sommer net 'n doringboom of 'n eikeboom of 'n watse boom nie. Dit was 'n willevye boom, want die willevye boom het beteken 'n geestelike transformasie wat plaasvind in sy lewe. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, om werklik waar te kom op die plek wat Jesus na jou kyk en vir jou sê, ek moet vandag by jou huis wees, want daar's 'n behoefte in jou huis. Moet ek op 'n plek kan kom wat ek sê, Here, ek het my eie, ek en my mens, ek en my gedagtes, het 'n transformasie nodig. A spiritual transformation must happen inside of me. This man that caught the attention of Jesus needed a mind change. To get to a place where Jesus can say, I want to be with you. He had to make a mind change. En luister wat sê die Bybel, Romeine 12 vers 2. Hy sê, and be not conformed by this world. Die Afrikaans sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ag, weet jy wat? Hoe maklik kan ons maar, if we can't beat them, we join them. Maar die woord sê, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect for God. To get to a place where God will tell me, I want to be with you. I want to be in your house. I want to live in your house. I need to be transformed by the renewal of my mind. Om te kom, kerk van die Here, waar ek 'n gasheer is vir God se teenwoordigheid, moet my totale gedagtegange getransformeer word. Om te kan besef, soos hierdie skrif ook sê, om op die plek te kan kom, om te kan sê, Here, wat wil U van my hê? Wat verlang U van my? Dis wat hierdie Romeine 12 vers 2 sê. Hy sê, the moment when I'm transformed, I will know the will and the plan of God. But I first need to be transformed by God. Die volgende skrif beskryf dit. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat hy van homself meer moet dink as wat mense behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan hom toebedeel het. Jy sien die grootste karaktertrek van 'n man en 'n vrou wat kan die teenwoordigheid van God gasheer is nederigheid. God soek 'n man en 'n vrou wat kan nederig wees, sodat ek vanmôre kan sê, Here, ek soek die teenwoordigheid van God. Sodat God na my kan kyk en my kan sê, I see the need for my presence in your life. Ek haas my. Die tweede ding wat hierdie willevye boom simboliseer is spiritual strength. Jy sien, dis wanneer ek besef, dit gaan nie oor my eie krag nie. Die Bybel leer ons ook, nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van God.
Hoeveel van ek en jy, kerk van die Here, is nog op 'n plek wat ons self goed wil uitsorteer. Ons eie plannetjies maak. Ons dag beplan, ons jaar beplan. Maar God sê vanmôre, hy soek 'n man en vrou wat vanmôre spiritual strength kan kry. Wat vanmôre kan sê, Here, deur u Gees wil ek gelei word. Hy wat deur die Gees van God gelei word, hy's kinders van God. Sy Gees het alles gehad. En hy het alles met krag en mag reggemaak en uitgesorteer. Hy moes leer. Jy sien, hy moes in hierdie willevye boom klim, dat hy sy krag gehad. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk, God het 'n boodskap vir hierdie kerk vanmôre. He wants to be in a place where he can call upon you and say, I want to be in your presence. I want to live in your presence. But he can't live in your presence if you are doing everything in your own power and your own strength. Die Gees van die Here vanmôre beheer in jou liggaam en oor jou gees en oor jou siel. Die volgende ene, the next thing this tree symbolize, as they call it, resilience, and it speaks of the ability of this tree to thrive in tough conditions with endurance and holding on to God's provision. Dis wat hy beteken, hierdie boom. Jy sien, kerk van die Here, hy moes op 'n plek kom, hierdie man, wat hy geloof kon kry in God. Geloof om te weet, Here, u sal môre na my kyk. Geloof om te weet, Here, u sal my deurdra. Maak nie saak wat nie. Alles daar dra my oor nie. Alles daar geen vyand, die vyand God loof en nogtans sal ek God prys. God is looking for a man and a woman who can thrive through faith, no matter the circumstances, knowing God is in control. Not holding on to my own plans and my own abilities, but know God will provide for me. Ons sien Amos se lewe, wat gebeur in hierdie karaktertrekke van die willevye boom. In Amos 7 vers 17 vers 14 sê, toe het Amos geantwoord en aan Messia gesê, ek was geen profeet en geen profete seun nie, maar ek was 'n veewagter agter die kwekers en ek was 'n kweker van wilde vye bome. Maar God het my agter die klein vee uitgehaal. God het my gesien in die willevye boom. Dis wat Amos sê. And he made me a prophet. Jy sien, God wil mense terugstel in hulle bediening, in jou roeping. God wil sy autoriteit en sy heerlikheid en sy krag vir jou gee. But I need to climb into the sycamore tree. Dis tyd vir môre, kerk, om in die willevye boom in te klim, om net so 'n bietjie transformasie te ondergaan. Ek sluit. Lukas 19 vers 6. Hy sê, Zacchaeus scrambled, eagerly or against difficult, almost falling, out of the tree, hardly believing his good luck, delighted to take Jesus to his home. God wants you to be a host of his presence. Maar dalk sit jy vanmôre daar vasgevang in daai boompie. Dalk staan jy vanmôre iewers en jy sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie, ek weet nie wat om te doen nie. Maar God sê vanmôre, is jy bereid om hierdie pad te stap? Are you willing to be transformed? Are you willing to go through the preparation for my presence? Kom ons sluit ons oë asseblief.
confirm this message. As I was sitting there, when the sermon started, I closed my eyes for a minute. And I saw in the front a man with a broom. Not a vacuum cleaner, a broom. And I asked him, who are you? What have you come to do? He says he came to sweep his houses clean. We are all the houses of Jesus Christ. Yes. And the message is, he's come to clean us, that he may live within us. Yes. Amen. Thank you, Trevor. Thank you very much, Trevor. Thank you for the confirmation. Ek wil elke oog gesluit, elke hoof gebuig. Ek gaan uitnodiging maak vanmôre, maar ek gaan jou nie soebat nie. Ek gaan jou nie smeek nie. Die Bybel sê die oomblik toe Jesus vir hierdie man sê, I must stay in your house today. He scrambled out of the street, almost falling. Hy kon nie gou genoeg uit die boom uitklim nie. Hy kon nie gou genoeg reageer op die roepstem van Jesus nie. As jy vanmôre in hierdie plek sit en jy sê, Here, I'm ready to be transformed. I'm ready for the preparation, Lord, because I've got this desire, I've got this need for your presence. Stap vinnig uit na voor om jou graag te dien vanmôre. Asseblief. Ek wil as jy voorkom en jy vanmôre kan sê, Here, ek lê vanmôre al hierdie goed af, soos wat Saggeus hierdie goed afgelê het, Here, lê vanmôre hierdie goed af. Don't think it comes to you good. You've got everything, you've got your life ahead of you. You've got your plans worked out exactly how you want. How you think it's supposed to be. But God is calling on you today. God sê vanmôre, ek wil in jou huis bly. I want to reside. I want to dwell in your house today. Ek wil nie vir myself en wag nie daar terwyl jy daar staan. Steek jou hande op en sê vanmôre, Here, I'm doing what this man did. Ek doen vanmôre, Here, wat jy gedoen het. Ek hardloop vanmôre uit. Ek klim vanmôre in die boom, Here, sodat daar transformasie kan plaasvind, Here, sodat ek spiritual strength kan kry. Heilige Gees, kom leef in my. Overflow me with your presence, O God. Come like a mighty rushing wind through this place, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vrouw mooi, ek wil nie vir my wag nie. Begin net daar waar jy staan, begin met God praat.
man who can experience your presence. Even at his age, his desire is stuck on me, Lord, for your presence. He yearns for your presence. Just let your presence fall in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. As ek by iemand kom lê jou hand op hom, in die naam van Jesus. Just touch you now with your presence in the name of Jesus. Your presence, now your very own. Just touch you now. In Jesus' Just touch him now in the mighty name of Jesus. Even more, Here sal intrekking
Here die planne wat hy het van die jaar wat hy wil doen. Gee ons planne. Want die oor wat hy wil doen. Just come and stay with me in the name of Jesus.
That's what we
Ik wil zeggen, als het iemand afzet,